Amen. Ek gee my geleentheid om vir daai kamer te kyk en net vanoggend ons aanlyn gehoor te verwelkom. Baie welkom. Ons gebed is dat julle die diens saam met ons sal geniet en dat die Heilige Gees ook die napreker in julle harte sal wees. Kan ek vra dat ons vir ons aanlyn gehoor 'n lekker hande klap gee. Dis 'n voorreg om vanoggend hier te wees en Zaman het gesê ek is nou lank genoeg hier, ek kan nou maar 'n bietjie my maniere verloor, is julle gemaklik daarmee? Ek hoef nie meer so konservatief te wees nie. Het ek julle toestemming? Prys die Here. Ek wil vanoggend met jou gesels oor 'n tema, krag in die wagkamer van God. Krag in die wagkamer van God. Nou ek weet nie van jou nie, maar in my huis wanneer daar nie krag is nie, gaan dit redelik wild. Ons het vanoggend nie krag gehad nie. En dit moes ons al die reëls breek, want daar was 'n huddle en ons moes hier kom. En ek besef, wanneer daar nie krag is nie, word goed in ons lewens ongerieflik. Of ons moet anders goed doen, sodat ons kan bereik wat ons wil bereik. En vanoggend in daai oomblik, toe die krag afgaan, dis ek sê, Here. En ek besef net hoe ek weer die tema, die titel in my hart hoor, krag in die wagkamer van God. Want wie weet dat die krag wat die Here vir my en jou gee, is nie die krag van Eskom nie. Weet julle dit? Daar's nie 'n aan en af knoppie nie. Daar's nie load shedding nie. Maar die Here ons vul met sy Heilige Gees, dan sê die woord, die Gees van God leef in ons en deur ons. Daar's nie 'n DB-bord wat ons aan en af sit elke nou en dan. Of kyk of haar trip ergens is nie. En ek wil vanoggend hierdie tema in jou hart vasmaak, dat daai krag kom uit die wagkamer van God. En as jy nie donderdag aand hier was nie, ons het vinnig gesels oor hemelvaart en hoekom hemelvaart, en ek wil dit gou in jou hart vasmaak, sodat jy weet wat ons gaan sê vanoggend in hierdie Sondag tussen hemelvaart en Pinkster. Hemelvaart het plaasgevind donderdag spesifiek vir 6 redes. 1, vir Jesus om fisies die aarde te verlaat. So die hemelvaart het plaasgevind sodat ons as die kerk en sy getuies kon sien dat sy fisiese liggaam van die aarde af opgegaan het. 2, sodat ons kon sien waarheen Jesus gegaan het. Die woord sê hy is opgevaar na die hemel. Die hemelvaart was 'n teken dat Jesus lewendig was en lewendig is. Jesus moes opvaar na die hemel toe sodat hy seën oor sy kerk kon uitspreek. Die woord sê en hy het sy hande opgelig, daai selfde hande wat malaatses genees is, daai selfde hande wat oë gesond gemaak het, daai selfde hande wat trane afgevee, daai selfde hande wat aan 'n kruis vasgespijker was, het hy opgetel oor sy disippels en gesê, seën vir julle. En ek wonder of hy die gebed gebid het wat ons sien in die Ou Testament, waar hy sê, may God be gracious to you, make his face shine upon you, and give you peace. Maar die woord sê het gekom en het met hulle gepraat oor die koninkryk, oor vrede, oor vreugde, oor ons stand van regverdigheid, oor dit wat kom. Sodat hy seën kon uitspreek. Die 5de rede hoekom Jesus in die hemel opgevaar het, is sodat hy sy gees oor ons kon uitstort. Hy het gesê, en ek gaan vir julle stuur dit wat my Vader aan julle beloof het. En 6, Jesus moes opvaar in die hemel, sodat hy sy bediening kon voortleef, en die woord sê, Jesus sit aan die regterhand van die Vader, en hy bid vir my en jou. En ek weet nie of jy al vir 'n oomblik in dit gedink het, hoe spesiaal dit is, dat Jesus, die koning van alle konings, aan die regterhand van die Vader sit vanoggend, en in hierdie oomblik is hy besig om vir jou te bid. Hy is besig om vir jou te bid, vir jou kinders te bid, vir jou gesin te bid, vir jou familie te bid, vir die mense wat op jou hart is, wat nog nie die Here dien nie, te bid, te intercede. Ek het 'n vriend, wat elke dag van sy lewe vir my 'n gebed stuur, vir my en my vrou en vir my kinders, elke dag. Nie elke 3de dag nie elke 2, elke dag. En ek besef die impak van dit in ons lewe, die geloof wat dit bou. En elke keer wanneer ek dit hoor, dan word ek herinner aan Jesus, wat aan die regterhand van die Vader sit, en wat besig is om vir my en jou sy kerk te bid. En uit hierdie plek, uit hierdie 6 punte, oor hoekom Jesus moes opvaar, was daar Sondag, was daar 'n dag tussen hemelvaart en tussen Pinkster, en ons is in hierdie tyd, 'n wagtyd, 'n tyd waar die disippels besig is om te wag vir die belofte wat aan hulle beloof is. En ons het vandag daarin geraak,
En hier gaan ons, Handelinge 1, vers 12, jy kan saam met my lees. Dit sê, daarna het hulle na Jerusalem toe gegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg vlak by die stad, 'n sabbatsreis ver. In die stad aangekom is hulle na die boefretrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Teruggegaan na dit wat hulle geken het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakobus, seun van Alfeus, Simon die Zeloot en Judas, die seun van Jakobus. Hulle het almal eengesind volhard in gebed, saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus was. En sy broers was ook by. En ek wil julle moet hoor wat dit sê, hulle het almal eengesind volhard in gebed. Die Bybel sê, waar daar eenheid is, beveel God sy seën. Where there's unity, God commands a blessing, en die woorde sê, hulle het in eenheid saam gebid, eensgesind, en nêrens in die instruksie, waar Jesus met hulle praat, vra hy vir hulle om te gaan bid nie. Hy vra vir hulle om te gaan wag. Hy sê, gaan terug Jerusalem toe, en wag daar, tot die belofte wat my Vader beloof het, ek dit vir julle sal stuur, die Gees. Met ander woorde, Jesus gee instruksie, gaan terug Jerusalem toe, en wag daar, en ons sien dat hulle wel teruggaan, gehoorsaam is, Jerusalem toe, maar die woord sê, hulle het almal eengesind volhard in gebed. En ek wonder hoekom. Hoekom het hulle gebid? Het hulle elke dag gebid vir 10 dae? Tot God sy Gees uitgestort het? Het hulle gebid omdat hulle gedink het, dis die regte ding om te doen? En toe na dag 1 en die Gees is nie daar nie, toe wag hulle dalk 'n bietjie en toe se dag 3 en toe se dag 5 en toe se dag 7. Ek lees hier en ek wonder in my hart, maar hoekom het die disippels, wat is dit iets wat hulle geken het, en ek besef, hulle het tyd voor die hemelvaart met Jesus spandeer. 3 jaar effektief in 'n bediening, waar die disippels by Jesus staan, en die eerste vraag wat hulle van hom vra is, Jesus, leer ons hoe om te bid. Hulle sien Jesus, wat Jesus doen, en in 'n gesprek pertinent vra die disippels vir Jesus, Jesus, leer ons hoe om te bid. Nie Jesus, leer ons om op water te loop, Jesus, leer ons om demone uit te dryf, Jesus, leer ons om in die storm stil te wees. En hulle sê, Jesus, leer ons om te bid, en ek besef iets van hulle verhouding met Jesus, en hulle verstaan in daai oomblik waar die krag vandaan kom. Jesus wat homself van hulle wegneem, opgaan in die berg, en met sy Vader praat, terugkom na hulle toe, en dan beweeg. En ek dink daai prentjie is besig om hulle harte op te staan, van Jesus wat gebid het. En ek dink in daai oomblik, het hulle besef, dis finaal. Daar was blydskap, sê die woord, na Jesus op was. Hartseer 40 dae terug. Maar ek dink daar's iets in hulle harte wat begin gebeur, oor wat hulle gesien het, en hoe hulle Jesus geken het. En die woord sê, hulle kom by mekaar, en hulle het eensgesind volhard in gebed. Hulle het in eenheid by mekaar gekom, nie passief gewag nie, maar aktief gebid. En ek wil vanoggend hierdie beginsel in jou hart vasmaak. Om te wag is nie passief nie. Om te wag is aktief. Daar's 'n verskil tussen passief en aktief en reaktief. En ons lewe in 'n wêreld, en ek is skuldig hieraan, waar ons konstant reaktief besig is. Ons wag vir iets om te gebeur en dan wil ons op reageer. Ons wag vir iets om te gebeur en dan wil ons op reageer. Reaktief. En die woord sê, hulle het gewag, saam gebid, aktief. Wag is dikwels God se klaskamer vir my en jou, om geduld, nederigheid en afhanklikheid te vorm. Psalm 27 vers 14 sê, vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Wees sterk en hou moed. God versterk die wat op hom wag. En my vraag vanoggend aan jou is, wanneer laas het jy aktief op die Here gewag? Want ons as mense hou nie van wag nie. Kan ek gesien wie hou van wag? Kom steek jou hand lekker hoog op. 0. Ons hou nie van wag nie. Ek hou nie van in 'n ry staan nie. Mag ek sê ek hou nie van by 'n geel lig stop nie? Nee. OK.
Ek hou nie van wag nie. Ons as mense hou nie van wag nie. Ons lewe in 'n kultuur in 'n westerse wêreld waar alles moet beweeg. Kos maak is al 'n probleem. Wat wil jy eet? Ek weet nie, wel ek ook nie. Gaan dit in julle huise so, net in myne? Ons is in 'n plek waar kos maak en kosmaakskedules en kinderskedules en werkskedules en sport en beplanning so besig geword het. En ek wonder hoe dit gelyk 100 jaar terug. Ek dink daar was nie gevra nie. Ons het net geëet wat daar was. Alles is so mikrogolf. Takeaways. En ek het besef in my lewe, ek het so gejaag geraak dat my lewe het so begin word. Dat dit oukei geword vir my om in die kar te klim en sommer gou te bid op pad werk toe. Dit het oukei geword vir my om sommer net gou 'n skrifgie te lees en bietjie my gedagtes te laat gaan. En Here het in my hart begin werk oor wat dit beteken om aktief te wag op hom. En ek dink partykeer ons sukkel om te wag op die Here omdat ons dink wag is passief. Want ons by 'n dokter se spreekkamer kom en dan is jy soos jy's nie enige dokters volgens hier nie, nê? Een, as ek daai lag hoor. Maar ons sit partykeer in 'n wagkamer en dis vir ons 'n frustrasie. Ons sit daar want ons moet daar sit want ons het hulp nodig. Ons wag vir iemand om ons te sien vir 'n diagnose sodat ons daar kan uitkom. Maar sien in die Here se wagkamer werk dit nie so nie. Daar's nie 'n ry en ek en jy wag om voor te kom sodat die Here ons kan sien nie. Wanneer ons aktief op die Here wag in ons binnekamers, dan stort die Here sy krag oor ons uit. Opnuut. Die Bybel sê God blesses the coming and the going. Geseënd as jy uitgaan, geseënd as jy inkom. En ek het so besig geword in my lewe, ek en Ansel en ons kinders, dat ons vergeet het om te kom. Ons is so besig om te gaan. In die naam van dit wat goed is, né? Nee? Solank ons net iets goed doen, dan kan ons maar gaan. Maar die woord sê, geseënd is die in en die uit. Die woord sê, ons vind rus by Jesus se voete. Met ander woorde, ons moet vir 'n oomblik stil word en net aktief bewus word by sy voete sit, sodat ons geseënd en bekragtig kan wees vir die gaan. En iemand het dit eendag so mooi gesê, hy het gesê, a meaningful coming will produce a meaningful going. Wanneer ons intentioneel op die Here wag en by sy voete sit, dan kan ons intentioneel uitgaan en beweeg in die roep oor ons lewens. Die woord sê ons is geskaap in God se beeld en in sy gelykenis. God has created us in His image and His likeness, equal in value but not equal in function. Ons het verskillende funksies. Adam en Eva het 'n verskillende funksie gehad. Ek en Ansel het 'n verskillende funksie. Julle het almal 'n verskillende funksie. 'n Funksie in die liggaam van Christus. Hallo kerk het 'n funksie in die liggaam van Christus. En ons het nodig om intentioneel by die Here stil te sit en te rus sodat ons in daai funksie en in daai roep oor ons lewe kan begin beweeg. Dit sê die volgende in Jesaja 40:30-31. Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. God beloof bonatuurlike krag vir die wat op hom wag. Klaagliedere 3:25-26 sê, die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Hoor hierdie woord. Dit is goed om geduldig te wag. Kan ek sien, het ons iemand hier vanoggend wat geduldig is? Geduld is partykeer vir ons moeilik.
Dis ook met 'n vrug van die Gees is, iets wat die Here in en deur ons moet doen. En ek is partykeer ongeduldig. Ongeduldig omdat ek nie op die Here wag nie. Omdat ek nie uit 'n plek van rus uit beweeg nie. En wanneer jy 'n klein kindertjie sê, dan word dit vinnig in jou hart getoets. Baie vinnig. En ek besef dat die woord sê, dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Die Here sê vanoggend vir ons, hallo kerk, ek wil jou hart ken. En ek wil hê jy moet my hart ken. Ek wil hê jy met my voete kom sit en net wag op my. En net weer kom hoor die drome wat ek vir jou het. Ek wil dit net weer oor jou kom vasmaak vanoggend. Ek wil hê jy moet weet as jy vanoggend uit die huis uitgaan, ongeag wat jy gaan deurgaan by die werk of by die kerk, ek is nog steeds God en ek is nog steeds getrou. En ek is nog steeds lief vir jou. Wees geduldig. En die Here begin in my hart werk. Want ek begin besef dat om te wag is nie net 'n teken van vertroue nie, maar ook 'n teken dat ons bereid is om te vertrou op die tydsberekening van God en nie my en jou tydsberekening nie. Dit is 'n verskil. Want God se tyd is nie ons tyd nie. Dit is 'n seisoen. En God se tydsberekening in elke seisoen is van kardinale belang in ons lewe. En daai tydsberekening word bekragtig in die wagkamer van gebed. Wanneer ek en jy by die Here se voete sit. Dalk is jy vanoggend in 'n seisoen van wag. Dalk wag jy al 2 jaar vir 'n deurbraak, of 3 jaar vir 'n deurbraak, of 5 jaar vir 'n deurbraak. Ek wil vanoggend vir jou sê, moenie die wagtyd mors nie. Wees aktief en laat die Here toe om in en deur jou te werk. Die hoop van 'n regverdige bring blydskap. En die woord sê, ons kan nie hoop vir wat ons sien nie. Ek kan nie hoop hierdie is hier nie, korrek? Want is die? Dit sê die hoop, dit wat ons nog nie kan sien nie, die hoop van 'n regverdige, ek en jy, dit bring blydskap. En dit is goed om te wag, geduldig op die Here. Hoe vinnig moet jou 3 punte vasmaak. Die krag van verwagtende gebed. Gebed was nie vir die disippels se bysaak nie. Dit was sentraal. En hulle het gebid met 'n verwagting van 'n belofte. Hulle eensstemming, vurige gebed, het die grond voorberei vir die Pinkster wat kom, vir daai uitstorting wat sou kom. Verwagting. My vraag vanoggend aan jou is, het jy nog 'n verwagting? Is daar verwagting in jou hart vir die Here om jou te bekragtig om te beweeg in die roep oor jou lewe? Die woord sê, herinner my aan die beloftes. Niemand God nie die beloftes kan onthou nie. Sê in die begin was die woord was God, die woord was by God. God kan nie teen sy woord gaan nie, want God is die woord. En dis hoekom ek en jy God herinner aan sy woord. Met 'n verwagting. 'n Skrywer het eendag gesê, expectation is what energizes us to pursue what is uncommon. Wanneer ons iets najaag, dan moet dit met 'n verwagting wees. En ek wil vanoggend vir jou vra, het jy nog daai verwagting in jou hart? Daai opgewondenheid. 'n Opgewondenheid vir die krag van die Here om in en deur jou te beweeg. 'n Opgewondenheid om 'n lig te wees vir 'n wêreld wat dit nodig het. 'n Opgewondenheid om sout te wees vir 'n wêreld wat stikkend is. Daar moet 'n verwagting in my en jou hart wees.
Want die Here wil in en deur ons werk. Amen. Leonard Ravenhill skryf, "No man is greater than his prayer life." No man is greater than his prayer life. Charles Spurgeon sê, "True prayer is neither a mere mental exercise nor a vocal performance. It's far deeper than that. It's a spiritual transaction with the Creator of heaven and earth." Gebed is 'n geestelike transaksie met die skepper van die hemel en die aarde. Jy net vir 'n oomblik daaraan dink. Wat gebeur wanneer jy jou oë toemaak, jou hart gerig op die Here en in gebed ingaan? Daar's geesteliks iets besig om plaas te vind. Weet julle dat die geesteswêreld 'n realiteit is meer as die vleeslike wêreld, is wat die woord sê. Daniël het gevas en gebid vir 21 dae. En as jy dit gaan lees, dan sien jy, dit het die engel 21 dae gevat om by Daniël uit te kom. 21 dae. Wonder, weet julle hoekom? Nie omdat dit ver was nie. Hy sê, "I've arrived to you now and I had to fight the princes of Persia." Met ander woorde, daar was 'n geestelike oorlog wat besig was om plaas te vind. Vir die engel om af te kom na Daniël toe. As gevolg van sy hart, sy gebed. En ek wil jou vanoggend aanmoedig om in daai posisie te bly. Posisie van verwagting en gebed. Want die Here is getrou. Jakobus 5 vers 16 sê, "Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word, want die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking." Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Dit sê nie die gebed van 'n gelowige kan dalk moontlik 'n kragtige uitwerking hê nie. Die gebed van 'n gelowige sal wanneer, nie dis wat dit sê nie, dit sê die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Glo jy dit vanoggend? Glo jy vanoggend dat daar krag is in gebed, krag in jou gebed? Want as ek en jy glo dat daar krag is in ons gebed, man, dan gaan ons nie gebed skiep nie. Faithful in little, faithful in much. Die krag van gebed. As jy vanoggend hier sit en jy het 'n droom om 'n sopkombuis te begin en vir 1000 mense kos te gee en jy het nog nie die finansies nie, begin in gebed. Begin in gebed. Vra vir die Here om so lank harte voor te berei vir dit wat kom. Begin in gebed. In die wagkamer van God. Filippense 4 vers 6 sê, "Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend." Gebed bring vrede en nooi God se ingryping in ons lewens met danksegging. Die woord sê daar's 'n vrede. Daar's 'n vrede in die skadu van sy heiligheid. 'n Vrede wat elke verstand te bowe gaan. Daai vrede kan ek en jy nie vind in die wêreld nie. Daai vrede is nie wanneer die Springbok oor die All Blacks wen nie. Daai vrede is nie wanneer jy 'n goeie ronde golf of 'n goeie ronde paddle gespeel het of 'n lekker boek gelees het nie. Daai vrede kom uit die skadu van die Allerhoogste. Die koning van alle konings. Lukas 24 vers 49 sê, "En ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, sodat julle met krag van bo toegerus word." Sien, die disippels moes bly waar Jesus hulle beveel het. Hulle moes hulle self in gehoorsaamheid posisioneer om te ontvang. En om God se krag te ontvang, moet ons geheilig, waaksaam en gehoorsaam wees. En dan gaan dit verder en dan sê dit in Eksodus 19 vers 9 tot 11.
Die laaste skrif wat ek gaan deel van ons nagmaal ingaan. Eksodus 19 vers 9 tot 11, wil ek julle moet hoor wat dit sê. Die Here is besig met Moses te praat en dit sê, en toe het die Here vir Moses gesê, ek kom na jou toe in 'n donderwolk. Die volk sal my kan hoor wanneer ek met jou praat, en dan sal hulle altyd vertroue in jou hê. Toe Moses alles wat die volk geantwoord het aan die Here gaan meedeel het die Here ook nog vir hom gesê, gaan terug na die volk toe, laat hulle vandag en môre reinig, en laat hulle klere was, hulle moet oormôre gereed wees, want dan sal ek die Here na Sinai berg toe afkom, voor die oë van die hele volk. Daar's 'n instruksie, en dit sê hulle moet gereed wees. Nou, ek wil graag vir jou iets illustreer vir oggend. Nie net om die wille gewen het nie. Maar ek is dankbaar. Wie gaan my gou help? Jy my help? Kom vorentoe, kom sê my lekker hande klap. Ek het nou net gelees in Jakobus, dit sê, bely julle sondes teenoor mekaar. Ek weet seker maak vir wie skree jy? Vir die stommers, goodness gracious. Ek wil vra jy net, stuur ek julle hande vir my uit asseblief as julle gemaklik is. Moet ek aanvang? Ja, maar ek gaan eers vir iets wys. Okay. Kan ek hier so staan, julle is ek gemaklik? Wil jy met jy langs my kom staan? Kyk wat gebeur. Stond my op daai punt. Kyk wat gebeur. Wanneer ek vir hom sê, ek gaan hierdie bal vir hom paas. Is jy bewus dat die bal vir jou kom? Hoekom? Want ek het so gesê. Korrek? So wat doen hy? Hy posisioneer homself om die bal te kan vang. Hier kom hy. Nou wil ek jy met jou rug op my draai. Okay. Voor jy, kyk daai kant toe. Okay. Is jy bewus dat die bal kom? Okay. Hoekom gaan jy nie nou die bal vang as ek dit vir hom gooi nie? Jy kan net daar staan. Die rede hoekom hy die bal kan vang nie, al is hy bewus hy kom, is omdat hy nie geposisioneer is om die bal te vang nie. En ek wonder baie keer, hoekom ek en jy met ons rug na die Here toe staan, wanneer ons weet wat die woord sê. Wanneer ons weet dat die woord sê, hy het 'n belofte vir ons gestuur, hy wil sy krag in en deur ons uitstort. Ons is bewus dit kom, maar ons is nie geposisioneer nie. En daai posisionering, dankie, vind plaas in die kamer van gebed. En ek wil jou vanoggend aanmoedig, hallo kerk, om jouself te posisioneer vir dit wat die Here in en deur jou wil doen in hierdie seisoen. Dat jy jou hart op hom sal fokus en sê, Here, maar ek ken die beloftes en ek kom eer U vir die beloftes oor my lewe en ek is opgewonde om te beweeg in dit wat ek het en dankie vir die Heilige Gees wat kragtig in en deur my werk. Posisioneer jouself. Daar's 'n plan oor jou lewe. Daar's 'n plan oor hierdie kerk. Daar's 'n plan vir hierdie gemeenskap. Daar's 'n plan vir jou kinders. Daar's 'n plan vir jou kinders se kinders. Dieselfde Heilige Gees wat in en deur jou werk, gaan ook eendag deur jou kinders se kinders werk. In die wagkamer van gebed. Ek wil jou aanmoedig om die wag te gebruik om jou te suiwer. Gebed om jou voor te berei. En posisionering om jou te bemagtig. Ek gaan vra, miskien as jy vanoggend hier en jy het nog nooit die geleentheid gehad om jou hart vir Jesus te gee nie. Miskien het jy vanoggend hierdie woord gehoor en gesê, Here, maar ek was so lank terug in daai wagkamer. Ek het eintlik vergeet hoe voel dit wanneer iemand met my praat. Ek was so besig om te lewe van gebedjie na gebedjie, van skriffie na skriffie, dat ek net lank terug daai vrede wat U oor my wil uitstort ervaar het. Miskien voel jy vanoggend so.
Miskien is jy hier en jy het nog nooit eens die geleentheid gehad om jou hart vir die Here te gee nie. Ek wil vra dat ons elke oog toe maak. As jy hier is, en jy het nog nooit jou hart vir Jesus gegee nie, wil ek jou vra om asseblief net vanaf my jou hand op te steek en te sak. Dankie vir daai hand. Dankie Heilige Gees. Here, ek dankie vir daai hande wat opgegaan het. Ek dankie vir die voorreg wat ons het om 'n koning te dien wat ons ken. Ek wil vra as jy jou hand opgesteek het dat jy saam met die kerk vanoggend hierdie gebed saam met my sal bid. Sê ek glo dat Jesus die seun van God is. Dat hy gesterf het en dat hy opgestaan het. Sê Here, ek kom vandag en ek maak die deur van my hart oop. En ek nooi U in om my verlosser en my saligmaker te wees. Ek bid dit in geloof en ek bid dit in die naam van Jesus. En almal sê amen. Kom ons gee hulle 'n lekker hande klap, wat 'n voorreg. Ek wil jou vinnig verwys na Ek is Jesus skakel vir 2 redes. 1, ons wil graag vir jou bid op jou naam. En 2, ons wil jou help met die volgende stap. OK. So as jy jou hand opgesteek het vanoggend, wil ek jy moet asseblief na daai skakel toe gaan en vir my dit invul.